Goeiedag en baie welkom by hierdie uitsending. Dis vir my 'n groot lekkerte om hierdie tyd nou saam met jou in die woord van God te spandeer. Ja, Paasfees is verby. Ons het almal oral oor, glo ek, tyd gemaak om stil te staan by Paasnaweek se gebeure. Die kruisdood en opstanding van Jesus Christus uit die dood. Ek bid dat jy regtig tot stilstand gekom het oor Paasnaweek en dat jy nou opnuut na Paasfees sal leef uit die Paasgebeure. Maar kom, raak saam met my stil voor die Here, voor die opgestane, verheerlikte Jesus Christus, net daar waar jy jouself nou bevind. Raak stil en dan bid jy saam met my in jou eie hart. Here, ons het hierdie kosbare voorreg gehad om opnuut die Paasgebeure te vier. U het waarlik gesterf. U is in 'n graf begrawe en na 3 dae het u waarlik opgestaan uit die dood. U leef regtig. Wat 'n kosbare voorreg. Maar nou is die vraag aan elkeen van ons. Wat nou na Paasfees? En is presies hier waar ons teks van hierdie geleentheid, Handelinge 1 spesifiek vers 8, ons oproep as dit sê, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en in Samaria en tot in die uithoeke van die wêreld. Here, kom werk deur u Gees hierdie woorde in ons lewens in. Ons eer u in u opgestane heerlikheid. Die God wat regtig leef, aan wie ons lewens in oorgawe behoort en deur wie ons nou leef as nuwe mense in u. Vader, Seun, Heilige Gees, die een en enigste lewende God, ons Here. Amen. Die Paasgebeure is sopas verby. En nou is die vraag, wat nou? Wat nou? Jesus het waarlik opgestaan uit die dood. En wat beteken dit vir jou nou, vandag in 2025? Ons teks waaruit ons hierby stil staan, is Handelinge 1, die eerste 11 verse. Ek lees dit in die 83 vertaling van die Bybel. Die belofte van die Heilige Gees. My eerste boek, Theophilus, het ek geskrywe oor alles wat Jesus gedoen en geleer het van die begin af, tot op die dag van sy hemelvaart. Voordat hy in die hemel opgeneem is, het hy deur die Heilige Gees bevele gegee aan die manne wat hy as apostels uitgekies het. Na sy dood het hy aan hulle met baie onbetwisbare wyse ook getoon dat hy lewe. In die loop van 40 dae het hy by verskeie geleenthede aan hulle verskyn en met hulle oor die dinge van die koninkryk van God gepraat. Terwyl hy 'n keer saam met hulle aan tafel was, het hy hulle beveel, moenie van Jerusalem af weggaan nie, maar bly wag op die gawe wat die Vader beloof het, soos julle van my gehoor het. Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal binne 'n paar dae met die Heilige Gees gedoop word.
Toe hulle 'n keer weer by mekaar was, het hulle vir Jesus gevra, Here, is dit nou die tyd dat U die koninkryk vir Israel weer gaan oprig? Hy het hulle geantwoord, dis nie vir julle om die tyd en omstandigheid te weet wat die Vader in sy eie mag bepaal het nie. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en in Samaria en tot in die uithoeke van die wêreld. Nadat hy dit gesê het, is hy opgeneem terwyl hulle dit sien, en 'n wolk het hom weggeneem, sodat hulle hom nie langer kon sien nie. Terwyl hy weggaan en hulle nog stip na die hemel kyk, het daar skielik 2 mans in wit klere by hulle gestaan. Die sê toe vir hulle, Galileërs, waarom staan julle so na die hemel en kyk? Hierdie Jesus wat van julle af na die hemel toe opgeneem is, sal net so terugkom, soos julle hom na die hemel toe sien opgaan het. Hierdie woorde aan die einde van vers 11, hierdie Jesus wat van julle af na die hemel toe opgeneem is, sal net so terugkom, soos julle hom na die hemel toe sien opgaan het. Die Paasfees is verby. Die liedere is gesing. Die kruis is leeg en die graf is oop. Jesus leef. Dis die werklikheid. Dis hoekom hierdie kruis so vol pragtige blomme is. Teken van lewe, nuwe lewe in Jesus Christus. Maar nou dam die vraag op, wat nou? Wat nou na die Paasgebeure? Vriende, was dit alles dan maar net 'n mooi herinnering? Of het dit implikasies, spesifieke implikasies vir môre, maandag en elke dag daarna? Kom saam met my. Ek nooi jou uit om in hierdie geleentheid saam met die disippels van Jesus te reis, vanaf die opstanding van Jesus na die opdrag aan jou en my vanuit die kruis van Jesus Christus. Want vanuit die opstanding van Jesus Christus. Want vriende, Paasfees is nie die einde van die verhaal nie. Nee, Paasfees is die begin van 'n beweging. In die eerste plek bevestig Paasfees Jesus se oorwinning. Jesus se oorwinning. Vers 3 in ons teks, Handelinge 1 sê, na sy dood, na Jesus se dood, het hy aan hulle met baie onbetwisbare bewyse ook getoon dat hy lewe. Na die kruis het die enigste ware lewende God van die heelal aan die hele wêreld gewys dat Jesus nie net 'n martelaar is nie, maar dat Jesus inderdaad die oorwinnaar is. Dood, sonde en die vyand het met ander woorde nie die laaste woord gehad nie. So, in aansluiting by ons tema in hierdie geleentheid, wat nou? Wat nou? Vriende, nou leef jy en ek in 2025 ook nie meer as slagoffers nie, maar inderdaad as oorwinnaars in Jesus Christus, saam met Jesus Christus. Die harde werklikheid nou, vandag in 2025, is dat jou verlede nie meer langer jou lewe definieer nie. Nee, die opgestane, verheerlikte Jesus Christus,
definieer nou jou en my lewe. Dis die opgestane Jesus Christus wat die lewe van die ware kind van God definieer. In die tweede plek, nooi die Paasfees jou en my in tot God se koninkryk. Die tweede deel van vers 3 in ons teks Handelinge 1 sê, in die loop van 40 dae het hy by verskeie geleenthede aan hulle verskyn en met hulle oor die dinge van die koninkryk van God gepraat. En met hulle oor die dinge van die koninkryk van God gepraat. Let wel, vriende, Jesus praat nou na sy opstanding nie van wraak of vergelding soos ons mense sou verwag nie. Nee, Jesus praat van die koninkryk van God. Vriende, die opstanding van Jesus Christus roep ons elkeen dan in tot 'n nuwe werklikheid. En hierdie nuwe werklikheid is die lewende God van die heelal se heerskappy oor elke liewe aspek van jou en my lewe. En as ons nou op hierdie punt vra vanuit ons tema, wat nou? Nou, hier in 2025, is jy nie net 'n toeskouer nie, maar inderdaad 'n burger van die koninkryk van God. Geroep om God se liefde, sy geregtigheid en sy waarheid in hierdie wêreld van 2025 te leef. Vriende, die wêreld in 2025 moet deur jou en my manier van lewe kan sien en kan hoor dat Jesus waarlik opgestaan het en dat hy inderdaad leef. Daarom in die derde plek gee Paasfees, hierdie Paasfees van 2025 wat ons so pas verlede naweek gevier het, daarom gee Paasfees ons almal 'n opdrag. Vers 8 van ons teks Handelinge 1, wat ek ook aan die begin in my gebed aangehaal het in hierdie geleentheid sê, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees. Vriende, die opstanding van Jesus Christus is nie maar net 'n gebeurtenis om te herdenk nie. Nee, die opstanding van Jesus is 'n missie, 'n doel, 'n roeping om te leef. Ja, Jesus stuur nou al sy volgelinge uit om sy opstanding uit die dood te verkondig, bekend te maak in die wêreld van 2025. Nie net met woorde nie, maar met lewens wat wys, wat bevestig dat Jesus leef. En as ons nou op hierdie punt uit ons tema vra, wat nou? Nou is jy 'n getuie vir Jesus Christus. 'n Getuie in jou huis, by jou werkplek, by die skool, universiteit, watter opleidingsinstansie ook al, of waar jy jou ook al mag bevind, in die gemeenskap, waar jy oral oor leef, beweeg en is, word jy geroep om 'n getuie vir Jesus te wees. En weet jy, jy hoef nie 'n prediker te wees om van Jesus te getuig nie. Nee, jy hoef maar net 'n egte, opregte draer te wees van die opstandingslewe van Jesus Christus. In die laaste plek
hou Paasfees nooit op nie. Vers 11 in ons teks, Handelinge 1 sê, hierdie Jesus wat van julle af na die hemel toe opgeneem is, sal net so terugkom, soos julle hom na die hemel toe sien opgaan het. Ja, die Paasverhaal is nie klaar nie. Paasfees het die einde van die ou era afgesluit en die begin van iets nuuts ingelei. Die kerk van Jesus Christus reg oor die wye wêreld. Elke gelowige kind van God reg oor die wêreld en die Heilige Gees wag op Jesus se wederkoms. Wag op Jesus se wederkoms. Wat nou? Nou leef ons as kinders van God met verwagting. Ja, ons kyk nie net terug met nostalgie nie. Nee, ons kyk vorentoe met hoop, want Jesus kom beslis weer. Jesus kom beslis weer. En nou is die vraag, hoe leef jy nou in 2025, terwyl jy wag op Jesus se wederkoms? Want hierdie wag is nie 'n passiewe wag van agteroor sit in die lazy boy en absoluut niks doen nie. Vriende, die vraag nou na Paasfees is toe nie, wat nou? So asof alles verby is nie. Nee, die eintlike vraag nou na Paasfees is, wat gaan jy nou doen met die lewe, die opstandingslewe van Jesus Christus in jou? Gaan jy nou maar net aan met jou ou gewoontes, of gaan jy inderdaad leef as iemand wat weet, Jesus leef? Gaan jy stil bly? Of gaan jy getuig deur jou woorde en deur jou dade, deur jou manier, jou hele manier van lewe? Gaan jy moedeloos wees? Of gaan jy met hoop lewe? Hoop in Jesus Christus. Vriende, Jesus Christus het opgestaan en jy ook. Nou is dit tyd om te leef soos iemand wat dit regtig glo. Amen. Jesus het waarlik opgestaan uit die dood, en jy ook, saam met hom, in 'n nuwe lewe. Nou is dit tyd om te leef soos iemand wat dit glo. Ervaar God die Vader se oneindige groot liefde vir jou. En God die Seun, Jesus Christus, se oneindige groot genade oor jou. In en deur die alomteenwoordigheid van sy Gees, die Heilige Gees, elke oomblik, altyd, oral, in jou, by jou, saam met jou. Amen. Neem my lewe, laat dit Heer, U gewy wees meer en meer. Laat my hart gedurig juig en vandaan waaruit geduig. Neem my hande, maak al sterk, dienstbare, die goeie weg.
my stem en laat my sing aan die Here onderbring. Laat my mond die boodskap dra, ons sal vind wat my vra. Neem my goud en silwer eer, niks nou my eie meer. Al my kennis en verstaan, stel ek in die Vader aan. Maak my aan vir U tot troon, deur die Gees wat in my woon.